is nou tyd om geldsaake te bespreek en Thys gesels nou met die finansiële adviseur by Everest Wealth, Elizay Coetzee, oor finansiële beplanning. Ag, dankie Elsa. Elizay, baie welkom natuurlik hierso by Goeiemôre, good morning. Lekker om weer terug te wees. Ja, is lekker om jou te hê. Ja. Hoor hierso, Elizay, ons gesels 'n bietjie vanoggend oor finansiële beplanning, maar meer spesifiek beleggingsbeplanning. Hoekom is dit so belangrik en wanneer moet 'n mens hier met hierdie tipe van beplanning begin? Ja, ek dink jy sal met my saamstem. Jy weet, jy het altyd 'n plan gehad met jou eerste salarisstrokie of jou paycheck soos wat hulle dit nou maar noem. Jy weet, hoe vroeër jy begin, jy weet, hoe groter rol speel saamgestelde rente op die einde van die dag. As jy byvoorbeeld in jou 45's is en aftrede kruip nader, kry jy die gevoel van, hoe gaan ek hierdie groot berg aanpak, want jy het te min gespaar al klaar, wanneer moet ek begin, hoeveel moet ek begin, moet ek omtrent 80% van my salaris spaar om my doel uit te kom. So wanneer jy letterlik by jou eerste betaalstrokie begin, is dit wanneer jy moet begin. Ja. Of althans, as jy dan nou nie dit gedoen het nie, vandag is die beste tyd om te begin. Ja, sê. As jy mense gaan kyk in jou tipe van 'n bate, kom ons sê portefeulje of jou mandjie, volgens jou, wat sal die belangrikste bate wees waarna jy moet kyk? Jy weet, mense sal saamstem, jou huis, party mense sal sê jou kar, party mense sal sê hulle selfoon, want dit is 'n vorm van inkomste wat hulle kan kry, maar eintlik jou beste bate is, of jou belangrikste bate is jou vermoë om 'n inkomste te verdien. Ja. En jy weet, as jy nou vermoë het nie, jy kan 'n kar hê, jy kan 'n huis hê, jy kan 'n selfoon hê, jy kan 'n ring hê, jy kan wat ook al hê. Jy gaan nie dit kan betaal op die einde van die dag nie. Dit gaan nie vir jou toekomstige waarde gee nie. Dit gaan niks vir jou beteken nie. Ja. So verseker jou vermoë om inkomste te verdien op die einde van die dag. Dit is baie belangrik. Dit is 'n goeie antwoord. As mense ook byvoorbeeld nou gaan kyk terugverwys waar jy sê ja, 'n mens wat eintlik al begin spaar as jy daai eerste salarisstrokie ontvang het. Maar ons het ook al baie keer verwys, byvoorbeeld as jy ook vir jou kinders kan begin geld wegsit. Nie noodwendig vir 'n spaarplan om mee te gaan swat nie, maar byvoorbeeld sit dit dalk vir 'n anniteit of iets in daai lyn. Jy weet, wat is jou opinie rondom dit ook? Ja, kyk, daar is dinge wat jy kan oorweeg. Ek sê nie noodwendig saam met anniteit nie. Ek sal eerder kyk na belastingvrye spaarplan, want op die einde van die dag kan hy dit eers redelik onttrek wanneer hy 55 of ouer is. So, jy weet, jou kinders het dalk vroeër nodig. Hulle het dalk, jy weet, studiefonds of draaitjies of jy weet enigiets, dalk 'n deposito op 'n huis. Ek meen, hy wil nie noodwendig wag tot 55 om beter belasbare onttrekking te maak nie. So dit is waar ek dink is 12T van die inkomstebelastingwetgewing 'n rol speel. So enige individu, maak nie saak wat jou ouderdom is nie, kan 'n belastingvrye spaarplan hê. En jy as ouer kan een in jou kind se naam oopmaak en jy kan die befondser wees op die einde van die dag. Die skenkingswetgewing is R100,000 per jaar en of jy nou ontvang of jy skenk, tel dit vir jou. So jy kan al 3 kinders, al 4 kinders, al 10 kinders kan 'n belastingvrye spaarplan hê en jy kan die befondser daarvan wees. Ja. En jy moet net by die reëls hou, R36,000 per jaar of R3,000 per maand en dan jou leeftyd moet dit nie oorskry nie. Okay. En as jy nou byvoorbeeld jou 36 per jaar insit per kind, onthou net dat dit omtrent so 13 jaar vat om dit vol te maak. En ek meen, jy kan jou oë uitvee en daar's 'n goeie studiefonds al klaar om selfs oorsee te gaan studeer. So hy kan lekker opbou, ja. Ja. Hoekom is dit so belangrik dat kliënte moet weet 'n verskeidenheid van bateklasse en hoe dit werk? Hoekom is dit belangrik vir 'n kliënt om byvoorbeeld 'n sekere bateklasse te gebruik as hy byvoorbeeld 40 is teenoor 50 teenoor 'n afgetrede persoon wat byvoorbeeld 65 is? Weet jy, dit gaan nie eintlik oor jou ouderdom nie, dit gaan oor jou doelwit. So, as jy 60 is en jy beplan byvoorbeeld om 'n inkomste te trek van die anniteit totdat jy 90 is, wat is jou termyn, jou horison eintlik as jy dit so kan sien? Dit is enigiets meer as 'n 5 jaar termyn, ons is 'n langtermyn. So dan kan jy meer risiko opneem want korttermyn wisselvalligheid, jy weet, jy tyd daarvoor om op te maak. So jy hoef nie noodwendig vreeslik konservatief te belê wanneer jy 60 is, wanneer jy nou hierdie lomsom geld het om jou te hou tot 90. En jy sit bietjie van dit, versprei dit ordentlik tussen verskillende bateklasse. Nou nie 20 verskillende fondse nie, want daar almal word ook blootgestel in dieselfde bateklas. Jy weet, verspreiding is 'n baie goeie ding, maar jy weet, risiko moet jy nie vanaf weghardloop nie, jy moet dit laat saamwerk met jou. Ja, dit kan ook vir jou werk op 'n einde van die dag. Ja. So as 'n persoon byvoorbeeld jy gaan kyk wat in jou antwoord die woord diversifisering, om oor te diversifiseer, want baie keer dink persone byvoorbeeld ja, as ek 20 verskillende onderliggende fondse het, dan is ek goed gediversifiseer, maar tog is dit in dieselfde bateklas. Ja. Verduidelik 'n bietjie daai konsep.
Ja, so diversifisering moet jy eintlik kyk na groepering van bateklasse. Daar kan jy sien soos kontanteffekte, eiendom, ekwiteit, daai tipe van goeder. So dit is diversifisering. As jy byvoorbeeld ekwiteit kies op al jou beleggingsportefeuilles, gaan kyk dat dit nie dalk dieselfde tipe aandeel byvoorbeeld is nie. Byvoorbeeld nou Naspers of Apple, Sasol, wat ook al dit mag wees. Kyk om so te diversifiseer dat jy 'n redelike matige tot 'n amper soos 'n balance van tipe opsie vir jouself skep. En moenie skrikkerig wees om risiko te vat nie op die einde van die dag. Jy weet as jy 'n langtermyn oor het, weer gesê langtermyn. Jy het tyd om wisselvalligheid op, jy tyd om verliese op te maak. Ja. Kom ons praat 'n bietjie oor risiko en ook volatiliteit. So jy kry nou mos maar twee tipe van kliënte. Kliënt wat sal belê om welvaart te skep en dan jy 'n kliënt wat klaar welvaart geskep het wat dan basies 'n inkomste trekkende kliënt is. Maar hoe kan 'n ou risiko volatiliteit tot 'n mate bestuur? Ja, kyk, as jy 'n inkomste trek van jou belegging, daai porsie van jou inkomste, moet jy ten minste byvoorbeeld 'n jaar se inkomste vat en in 'n matige tot lae risiko klas belê, byvoorbeeld geldmark of 'n tipe van 'n kontantbateklas. Want jy weet die behoefte is daar om dadelik geld beskikbaar te hê. Jy kan nie noodwendig daardie mark wisselvalligheid ry om te sê okay, nou moet ek aandele verkoop om my inkomste te betaal nie. So daar moet jy die verspreiding goed beheer. Wanneer jy nog nie daar is nie en jy belê nog ten minste vir sê 3 tot 5 jaar voor aftrede, dan kan jy die risiko opneem. Met ander woorde, skuif bietjie meer na effekte of na ekwiteit of daai tipe ding. Moenie noodwendig net dit kies nie. Kies ook vir as 'n inkomstefonds net om daai bietjie van konservatiewe verspreiding ook toe te pas vir ingeval dat dalk 'n dip in die mark is of so. Maar goeie verspreiding is altyd key, ja. Ons sê, julle sê net vinnig hoe kan mense met jou kontak maak? Hulle kan ons webtuiste gaan besoek, everestwealth.co.za, of hulle kan, ek dink amper daar's 'n SMS-lyn wat hulle kan gebruik en dis R2 per SMS. Ons sê, Elsa, terug na jou toe. Wat julle sê. Baie dankie Thys, wat 'n insiggewende gesprek. Nou onthou, jy kan ook adverteer op Goeiemôre Good Morning. Stuur net vir ons 'n e-pos na sales@creatorsway.co.za vir meer inligting. Net hierna is dit tyd om rugby te gesels en dit saam met Arnold Geerts. Intussen wil ek jou daaraan herinner dat jy ook na die tyd 'n draai op ons YouTube kanaal kan maak om weer na die hele program te gaan kyk of miskien net na jou gunsteling segment of onderhoud. So maak seker jy gaan maak 'n draai ook daar en volg ons daar. Ons is nou weer terug.